Hallo vriende, baie welkom by nog 'n episode van my mevrou Eldien groei saam met ons. Hallo, ek is Aldien. En daar is Chris. Kry jy dit weer reg, my vrou? Gelukkig. Vriende, laat my toe om vir ons te open met gebed sien. Abba Vader, Here my God in die wonderlike naam van Yeshua Messia, deur die leiding van U Heilige Gees. Here, kom ons weer na U troon toe en wil ons U eers loof en prys en dankie sê. Here, dat U ons deur nog 'n dag gevat het, nog 'n week gevat het. Vader, dankie dat U so goed is vir ons. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om saam te kan groei om U woord. Here, ek wil U vra, help ons om die wêreld na een kant toe te skuif. En ja, Here, om regtig te fokus op dit wat ons kan leer. Vra dit in grootste naam wat ek ken, dit is Yeshua Messia. Amen. Vriende, ek glo julle gaan hierdie episode ook saam met ons geniet. Kom ons groei. Hallo Chris. Hoe gaan dit met jou vandag? Hi Aldien, jy weet ons geseënd met jou. Ek gaan aan. Seker maar okay, dankie. Aldien, jy lyk mismoedig. Wat vir? Ja, ek is mismoedig. Jy weet mos hoe gaan dit in hierdie plek. Ek kom in die moeilikheid sonder dat ek eers iets rarig verkeerd gedoen het. Maar dis 'n storie vir 'n ander tyd en ek sien nou vandag lus om oor te praat hê. Ek is eintlik meer nuuskierig en ek het regtig nog 'n paar vrae wat ek baie graag vir jou wil vra as jy tyd het. Natuurlik, Aldien. Sit. Dankie. Waarom jy help ek jou? Ek wil regtig 'n bietjie meer weet van die God drie eenheid of nie gepraat het. Onthou ek het laas keer vir jou gevra of God drie gode is en jy het vir my gesê nee, God is nie drie gode nie. Maar ek kan dit nie verstaan nie. Ek weet nie hoe dit werk nie. Dit pla my verskriklik baie. Aldien, weet jy, ek waardeer regtig dit wat jy so aanhou vra. Want ja, soms help dit my ook nogal om weer te gaan dink. Maar yes, ek is baie dankbaar daarvoor. Ek dink enige mens, ons neem dit maar net vanselfsprekend aan. Want dit is hoe God is, dit wat jy geleer het en ja, daar laat staan. Maar ek is baie dankbaar vir jou nuuskierigheid. So kom ons probeer saam en dan kyk ek of ek vir jou 'n bietjie meer lig op hierdie onderwerp kan gee. Kan jy dalk vir my in die Bybel wys waar dit staan dat God drie enig is? Ek weet ons het daaroor gepraat, maar ek wil dit graag in die Bybel sien. Aldien, weet jy, dis 'n goeie vraag. Maar ja, daar is antwoorde vir jou. So kom ons begin by die basies. Die drie eenheid beteken dat God een is in wese, maar drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees. En jy moet daai drie kan verstaan en dit in hulle uniekheid kan verstaan en kan raak sien. Maar ja, kom ek gaan jou probeer help. Jy sien, elke een van hulle het 'n spesifieke rol wat hulle speel in almal se lewens. Dink aan Deuteronomium 6 vers 4, waar God gesê het, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy sien, daar beklemtoon God reeds dat hy is die enigste Here. Niemand kan Here wees nie. Hy is Here, hy is God, hy is Vader. Onthou die naam Vader. Hy is die Vader. Okay, maar dit sê net van God dat die Vader is, maar waar sê dit dat dit drie persone is? Okay. Ons kyk in Matteus 28 vers 19. Jesus sê vir sy disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sien daar Jesus, die Seun van God, nou vir jou ook reeds al bewys dat daar is eers 'n Vader en Vader staan altyd eerste. Okay, maar kan jy vir my meer bewyse gee? Hoe weet ek dat hulle regtig saamwerk? Daar's 'n pragtige voorbeeld by Jesus se doop. In Matteus 3 vers 16 tot 17 lees ons. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water gekom. Onthou nou een ding, Jesus is in die water. Hy was onder die water, nou kom hy uit. Maar wie het hom gedoop? Johannes die Doper. Hy was die voorganger gewees vir Jesus.
Ja, dis interessant. Weet jy, ons kan later daaroor ook gesels, want eintlik is Johannes Jesus se neefie. Regtig? Ja, maar ons kan later daaroor gaan en 'n bietjie meer ingaan. Okay. Maar wat ek jou gou verduidelik, né? So, met ander woorde, onthou nou, Jesus was in die water. Toe hy uit die water uitkom, toe het die hemel met eens oop gegaan. En hy het die gees van God, soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom sit. En daar was 'n stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde seun. Oor hom verheug ek. En jy die drie eenheid daar, die gees wat 'n duif was, Jesus wat in die water is, en die Vader se stem uit die hemel. Ja, dit maak sin. So Jesus wat op aarde geleef het, die gees wat ek weet nie eintlik waar vandaan kom nie, en die Vader wat in die hemel is. Okay. Ja, dis reg. Die gees wat jy nie sê waar vandaan af gekom het. Jy het dan nou net gesien wat ek vir jou gelees het. Die gees het soos 'n duif gekom. Jy sien, die gees kan 'n vorm aanneem. En ek dink om daardie vorm as 'n duif aan te neem, was net 'n bewys dat die gees oral kan wees. Die gees beweeg actually rond. Dit is interessant. Maar sjoe, dit klink ingewikkeld. Nee, is nie ingewikkeld nie. Ek wil party mense wil dit net ingewikkeld maak. En ek dink ek sit met een van hulle hier voor my, maar ja. Een wat? Sy het dit gelukkig nie gehoor nie. Okay, mevrou ingewikkelde mens. Ek speel nie met jou nie. Ek verstaan nou beter dat daar 3 is. Ek verstaan nog nie hoe hulle saamwerk nie. En soos die woord sê, en ek wil dit so graag so verstaan, maar is hulle altyd in die orde van Vader, Seun en Heilige Gees, of kan ek dit die Heilige Gees, die Seun en die Vader noem, of hoe werk dit? Hoekom is dit so? Goeie vraag, en as 'n goeie antwoord op, dis presies wat ek nou vir jou gelees het, né? Jesus het dan gesê self, Vader, Seun en Heilige Gees. So, ek glo nie ons as mens moet daai kom probeer verander en te sê Seun, Vader en Heilige Gees, of Gees, Seun, Vader, nee. Vader is altyd eerste. Kyk in jou eie huis, is jou pa eerste, dan jou ma en dan julle kinders, of is julle kinders eerste, dan die ma, dan die pa? Ja, dit is seker ons Vader, want dit maak sin, aangesien my pa die hoof van die huis is, en hy verdien die geld, en my ma maak seker ons het kos om te eet in die aande, en die kindertjies moet na hulle huiswerk doen, of gaan werk, of wat dan. En luister, ja, dit was... Altyd ek jou iets vra, het jy baie geluister toe jy op skool was? Luister. Ek sê goed met luister nie. Ons gaan later daaroor praat. Okay. Weet jy, altyd ek vir jou 'n ander voorbeeld ook, né? Die Vader is die skepper en die bron van alles. Kyk, ek weet, in die begin was die woord saam met God. En hulle het alles geskaap. Maar ons lees in Jesaja 64 vers 8. U is ons Vader, ons is die klei, en u is ons pottebakker. En dit wys jou dat Vader nog altyd in die Ou Testament eerste plek geneem het. Kan jy dit? Ja, want dit staan ook in die begin, soos jy maar dat lees het in Genesis 1, dat God alles geskep het in 7 dae, of in 6 dae, en die 7de dag het hy gerus. Kyk, in die mooiste voorbeeld in die woord van dat Jesus God se seun is. Die mooiste voorbeeld. En dit is 'n vers wat elke Christen, ek dink, in hulle hart dra, né? En dit is in Johannes 3 vers 16. Wat staan daar? God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. So God het sy seun gegee. Maar hoekom het hy sy seun gegee? Want hy het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gestuur het om ons as sondaars te red. Die ewige vuur en ewige hel. Okay, maar ek wat nou byvoorbeeld nie dit weet nie. Hoe weet ek dat God sy seun gestuur het om my te kom red? Hoe weet ek dat ek iets moet doen wat my sondes moet vergewe word? Dis hoekom ons nou hier sit. Sien jy? Hy, die seun, is die bron van liefde, genade en waarheid. Die in Jesus is, die in hom woon, het die waarheid in hulle. As jy Jesus aangeneem het, onthou jy, ek het vir so ruk
vorige keer wat ons gesels het, ek vir jou gesê, jy moet Jesus aanneem as jou verlosser. Jou sondes bely, Ja, ek onthou dit. onthou jy dit? Nou, Ja. dit is hoekom het so belangrik is. Dit is hoekom God die wêreld so lief gehad het. Dat hy sy seun gestuur het, dat ons nie hel toe gaan nie. Okay, en voor Jesus gekom het, wat het toe gebeur? Jy sien nou, voor Jesus gekom het, is in die Ou Testament, moes die mense wat gedink het nou hulle sonde gepleeg en al daai dinge, moes hulle altyd offers gebring het na die tempel toe. Die priesters sou van daai offer gevat het, geslag het, geoffer het vir die Here vir hulle sondes. Maar dit het hulle seker elke week gedoen, iets gebring om geoffer te word. Want daai bloed wat deur daai dier geskenk is, het hulle sondes vrygemaak. So die bloed van die dier was verantwoordelik vir die sondes, om het te vergewe. Verantwoordelik vir die sondes. Dit was die doel gewees om die sondes te kan vergewe. Okay. So hoekom het Jesus dan gekom vir ons sondes? Hy is dan nie 'n dierie. Vleklose lam. Ek soos wat jy verder lees in die Nuwe Testament sal jy lees, hy is die vleklose lam. Hy is die enigste heilige, dis die enigste een wat sonder sonde geleef het, maar hy het homself sonde gemaak. Ons sondes op hom gevat. Een wat nie sonde het nie, op hom gevat. En gekruisig geword. Al sy bloed het uit sy liggaam uitgeloop. Vir ons, vir ewige verlossing. En ons het nie meer nodig om bokke of duwe of iets te vat om geslag te word. 'n enige priester. Want ons hoofpriester Jesus sit in die hemel. Alreeds. Waar hy vir ons plek voorberei. Vir wanneer hy ons kom al. So Vader het dan reeds die plan gehad wat hy wou gedoen het met sy seun. Sjoe, wat 'n goeie Vader. Ek kan nie dink dat ek dit ooit sou doen nie vir enige iemand nie. Wat sal dit wees? My seun te offer vir die wêreld nie. Daar's nie 'n manier wat ek my kind sal offer vir ander mense nie. Wys jou net God se liefde vir jou. En jy nou begin sien na die prentjie van God se liefde vir jou. Dit Ja, wat ek vir jou gelees het in Johannes 3 vers 16. ja, ek verstaan nou dat hoe lief hy ons het, want as ek daaraan moet dink nie, ek sal nie my kind offer vir enige iemand nie. En weet jy, dit is so mooi, so amazing van ons Vader. Hy nooi ons om sy kinders te wees. Waar nooi hy ons? Of hoe nooi hy ons? Nog 'n voorbeeld kan ek vir jou aanhaal in Romeine 8 vers 15. Julle het die gees van aanneming ontvang, waardeur ons roep, Abba, Vader. Jy sien, hy wil 'n intieme verhouding met ons hê. Nie net as skepper nie, maar as 'n liefdevolle Vader. So ons is so sy kinders. Ja, en sien jy daar lees ek vir jou van die gees, Ja, is God se gees wat dan in ons kom woon. Dat ons hom beter kan verstaan, beter kan lewe soos God, soos Jesus. Onthou Jesus het aarde kom loop. Hy het vir ons kom wys. Wat is goed, wat is kwaad. okay, maar hoekom is Jesus deel van die drie-eenheid? Jesus is God se seun. En jy moet nog luister hier nie as ek praat nie. Nee, genade, laat ek gou vir my nog koffie kry. Kan ek vir jou nog 'n koppie koffie kry? Asseblief, Chris. Okay, hou net aan. Yes, hierdie vrou. Here, gee vir my asseblief net daardie wysheid om haar reg te antwoord. Dankie, Vader. Jou koffie al dien? Oh, baie dankie. Okay, so jou vraag was nou iets van Jesus weer gewees. Ja, ek wil weet, hoekom is Jesus deel van die drie-eenheid? Jesus is die woord van God, wat vlees geword het. Sien in Johannes 1 vers 1 tot 3 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Jy sien, alles was deur hom ontstaan. Hy was aktief in die skepping. Hy was dan daar in die begin. Wie dink jy het God in die begin gepraat toe hy gesê het, kom ons maak mens volgens ons beeld. So hy het Met wie dink jy het hy gepraat? So dan moes hy met die seun gepraat het, met Jesus. Natuurlijk. Ons het net nie vir Jesus geken nie, want hy was nog nie op die aarde nie. Ja, hy het hom nog self nie kom vestig nie.
Hy was nog nie gestuur nie. Okay, maar as hy dan God is, hoekom het hy mens geword? Weereens sal ek weer terugvat na Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, om vir ons sondes te kom sterwe, sodat ek en jy gered kan word. En is daar dalk nog 'n voorbeeld iewers in die Bybel? Ja, Eldien, daar is nog 'n voorbeeld. Jy sien, Jesus het gekom om ons met Vader te versoen. Want onthou net, Vader hou nie van sonde nie. Vader gaan nie vir jou kyk as jy sondig is, maar die bloed van die lam het ons sondes kom bedek. So God sien nie ons sondes nie, hy kyk in die bloed van sy seun vas. Maar jy sien ook in Johannes 14 vers 6 staan daar, dat Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Sien, sy kruisdood en opstanding maak dit moontlik vir ons om toegang tot God te hê. Jo, dit is amazing. Sien, hy het klaar die deure kom oopmaak, hy het klaar die voorhangsel afgeskeer. Jy het 'n direkte lyn na God toe. Hoe kommunikeer ek met God? Deur te bid, deur jou Bybel te lees. Okay. Sien, hy het klaar vir ons al die hulpmiddels daar gesit. Dit is net vir ons om dit te vat en te gebruik. Okay, geef my nog een voorbeeld asseblief. Goed, kyk, Filippense 2 vers 6 tot 8. Verduidelik dit net so pragtig. Ek lees vir jou. Hy wat in die gestalte van God was, het dit nie as roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Jy sien, Jesus het 'n slaaf kom word. Hy het nie kom koning word nie, hy het 'n bedienaar geword. Hy kom bedien. Hy wou nie gedien geword het nie. Maar sou dit nie beter gewees het as hy koning gewees het en dan sou ons almal hom kon aanbid het dan nie? Dit gaan kom, maar hy moet ons nou klaar jou koning wees, in elk geval. Ja, maar hy was net 'n gewone mens. Hy moet eers vir ons kom wys het. Wie is God? Sien, hy het God se karakter gehad. En dit wat hy gedoen het, dit is God. Ons kan verder oor Jesus ook ingaan, wat hy alles op hierdie aarde gedoen het. Blindes laat sien, lammes laat loop, dooies opgewek, Hoe het hy dit dowes gedoen? laat hoor, Hoe was dit moontlik? want hy is God. Dit is onmoontlik vir God. Het jy geweet, in God se woordeskat staan daar nie soos onmoontlik. Ja, en dink baie dinge is vir ons mense onmoontlik. Maar gaan ek jou nou ook so vra, het jy geweet, daar's een ding wat God nie kan doen nie. Wat is dit? Ons sê God is almagtig, né? Ja. Hy kan alles doen. Nou ja, Daar's een ding wat so, God dan nie is kan almal doen. iets wat hy nie kan doen nie. God kan nie jok nie. Nie jok nie. Nee. Jok is sonde. Sonde? Ja. Dit is seker so, né? Miskien moet ek dan bietjie nie so sleg voel oor my dat ek so in die moeilikheid was vandag hè. Jong, ja, jy het gesê dis 'n gesprek vir later. Ja, dis 'n gesprek Ons vir 'n ander maar dag. ja, want ek kan sien in jou oë waar nou nog 'n paar vrae. Ja, ek wil graag weet van die Heilige Gees. Wat is sy rol? Okay, ek gaan jou nou sê. Ek gaan gou nog vir jou nog 'n punt maak van Jesus. Sien Jesus, né? So ek het nou nog gesê van die voorhangs wat afgebreek is, dat ons het nie nodig na 'n priester toe te gaan op aarde nie. Ek het ons nou vir jou gesê. Ja. Dis wat Jesus kom doen. Hy daai priesterskap op aarde wegvat. Hy is nou ons hoëpriester. So ons bid na Jesus toe. Okay. Deur Jesus na die Vader. Ja. Verstaan jy dit? En ja, ek hoor dit, maar hoe weet ek wat om te sê as ek bid? Op jou hart lê. So Dis waar die Heilige Gees in. ek kan enigiets aan vir God sê hoe ek voel en as ek hartseer is en kwaad is en alles. Maar het jy geweet, né? Nog voordat jy hartseer en kwaad en allerlei goed is, né? Weet God presies wat jy voel. Hoe weet hy? God weet alles. Hy's alomteenwoordig. Hy's oral. So hy weet selfs wat ek dink. O ja. O, jene. Dis nie goed nie. Hoekom dink jy baie keer slegte dinge? Wel, miskien net. Okay, maar los dit maar. Los dit maar vir jou gedagtes. Okay, jy het gevra van die Heilige Gees. Ja, vertel my meer van die Heilige Gees, dat ek bietjie kan verstaan waaroor dit gaan. Eldien, jy sê waaroor dit gaan. Die Heilige Gees nie is dit nie. Nee, dit nie. Nee. Nou, Die Heilige Gees is van die drie eenig. Hy nou is die Heilige Gees. wat moet ek hom dan noem? Heilige Gees. So nie dit nie, maar miskien eerder hy. Heilige Gees As ek praat is van wie die hy Heilige. is. Okay. Dis 'n God se Gees. God Okay. is ons, hy.
Okay. Jy sien, die Heilige Gees is die een wat in ons woon, ons lei. Het jy al agtergekom soms as jy dalk iets moet doen wat nie reg is nie en daar's 'n fluistering wat hulle mos altyd sê, is fluister in jou oor. Jy moet dit nie doen. Moenie dit doen nie. Het jy dit al beleef? Al baie. Daai is die Heilige Gees wat jou waarsku. Regtig? O ja. Hy sal jou mos beskerm teen verkeerde afdraaie en al daai. Okay. Het jy dalk vir my 'n voorbeeld? Ja, Johannes 14 vers 26 sê, die Trooster, die Heilige Gees, sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis 'n mooi versie. Daai is nou Jesus wat met die disippels praat. Omdat die Heilige Gees is nog nie uitgestort nie, hy gaan nog kom. Hoekom was hy nie daar nie? Want Jesus moet eers opvaar hemel toe. Was die Heilige Gees dan nie op die aarde gewees nie? Nee, hy het nog nie gekom nie. Hoe werk dit? Want Jesus is op die aarde. Hy moet nog eers kom. Jesus is mos hier. Jesus is die beskermer. Hy is op aarde. Okay, maar ek het nie geweet Jesus moet eers weg wees voordat die Heilige Gees kan kom nie. Ja, Jesus het opgevaar hemel toe. Na 40 dae, toe is die Heilige Gees uitgestort. Jy sien nou, die Gees is ook een wat ons nuwe lewe gee. In Johannes 3 vers 5 sê Jesus, niemand kan die koninkryk van God binnegaan as hy nie uit water en Gees gebore is nie. Wat beteken dit? Gees maak ons lewend in Christus en help ons om in geloof te groei. Dis die Gees wat ons lei om Bybel te lees. Dis die Gees wat ons lei om te bid. Dis die Gees wat ons meer laat ervaar van wie Vader is. Ons meer laat sien. So is jy seker die Heilige Gees is regtig God? Ja, Elwien, as jy gaan kyk in Handelinge 5 vers 3 tot 4, toe Ananias en Safira gejok het oor hulle offer, omdat jy hulle huis gaan verkoop, jy sal dit nou nie weet nie, maar in elk geval, dis daai tyd toe het al baie mense gelowig geraak en in Jesus begin glo. Jesus het opgevaar. Jy moet gerus Handelinge gaan lees, hoor. En ja, toe het hulle daar gekom met hulle geld nou en dit. Maar die tweekies, dis man en vrou, het ons nou afbespreek, hoor hierso, ons gaan sê vir ons het net half te gekry. Hoekom? Hulle wou gejok het. Wat hulle met die res van die geld gemaak het? Wie sal weet? Dit staan nie in die Bybel opgeskryf. Maar in elk geval, eers het die man mos ingegaan. En hy het vir Petrus gesien, Petrus het gevra, hoor hierso, Ananias, is dit die volle bedrag wat jy gekry het? En hy het gesê, ja. Petrus antwoord en sê van Petrus, jy het nie vir ons gejok nie, maar jy het vir die Heilige Gees gejok. Net daar het hy dood neergeslaan. So? In dieselfde dag, kom sy vrou, toe dra die kinders hom eers uit, hulle gaan begrawe, maar toe die kinders terugkom, stap sy vrou daar en hoor die, sy soek 'n man. Jy moet regtig dit gaan lees, dit is so amazing. En nou jok jy vir die Heilige Gees, né? Toe sê sy presies dieselfde woorde, en Petrus het vir haar ook geantwoord. Met jou sal gebeur soos jou man. Hoekom jok julle teen die Heilige Gees? Jy het nie vir ons gejok nie. En net dan, sy het dood neergeslaan. So hulle albei is dood op een dag, Ja. man en vrou? Ja, en op dieselfde plek begrawe. Sure, dit is Dit verskriklik. wys dat die Heilige Gees as God gesien word. Hy het ook mag van God. In Romeine 8 vers 11 staan, as die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy julle sterflike liggame lewend maak. Die Gees het net soveel krag. Die Gees is ons bemoediger. Die Gees sal ons nooit verlaat nie. Maar jy moet ook nie die Gees verhinder nie. Kan jy net vir my verduidelik hoe werk dit in my lewe? Ja, Elwien. Jy sien, die drie eenheid van God, nee. Wys jy net met wat se verhouding hy met ons wil hê. Dat hy laat ons nie alleen op hierdie aarde nie, hy het vir ons trooster gegee. Die trooster is die Heilige Gees. Tot Jesus weer terugkom. En nie net dit nie, soos ek nou vir jou gesê het, ons bid deur die Heilige Gees na God toe. En ek glo dat ons weet nie altyd presies, ons as mens, ons is nog in sondige natuur en ons sondige liggame. So die Heilige Gees vat ons woorde en maak dit vir God aanneemlik.
Onthou, dink net daaraan. God is heilig, heilig, heilig. Chris, ek moet nou gaan hè, maar kan jy net dalk net weer vir ons bid nie? En sal jy omgee as ek weer met jou kom praat op 'n ander dag, wanneer ek bietjie meer tyd het? Geen probleem nie, Aldien. Jy is altyd welkom, jy weet mos. Baie dankie, Chris. Chris, jammer, net 'n laaste vraag vir vandag. Waar het jy al jou kennis gekry? In die woord van God. In die woord van God, is dit al plek? Nee, ag, weet jy, ek het by Woks geleer, nee. Wat's dit? Dit is 'n bestigting, 'n plek, Word of God Seminary, waar ek studeer het. Waar ek nog steeds studeer, actually. O, Weet jy, ons hoofkantoor is geleë in Vaaloewer. Ons het satellietskole reg oor Suid-Afrika, selfs hier in Port Elizabeth. in Port Elizabeth. Ja, en weet jy, deesdae bied hulle aanlyn klasse aan. Jy kan ewen jou eksamen aanlyn skryf. En ja, jy word gekrediteer. Dit klink baie interessant. Aldien as jy meer belangstel daaraan, kan ek vir jou volgende keer as ons weer ontmoet, net 'n bietjie verdere inligting daaroor bied. O, dis interessant. Dis baie. En ja, jy leer ook nog verder. Van die God eenheid ook? Alles. Wow. Maar ja, kan ons met die volgende keer daaroor gesels. Ja, Aldien, natuurlijk. my etenstyd is nou om. Ja, myne Ek moet ook. nou ongelukkig gaan. Dankie, Chris. Aldien, voor jy weghardloop, ons het nog so 3 minute. Kom ons lees ons avondgebed. Dankie. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here onsse God, Vader, in die wonderlike naam van u Seun, Jesus Christus van Nasaret, en deur die leiding van u Heilige Gees, kom ons weer na u troon toe, en Here wil ons net kom loof en kom prys, en ons wil u kom dankie sê. Dankie dat u woord vir ons so oopmaak, Here. Dankie dat ons dit kan verstaan, en ja, Here, dankie vir die nuuskierigheid ook, om meer en meer van u te wil weet. Vader, vul ons so met die Heilige Gees, open ons geestesore en ons harte en verstand, om dit wat u vir ons wil leer, te kan verstaan, dat ons eie kan maak, en dit regtig te kan gaan lewe. Ek vra dit in die grootste naam wat daar is, en dis u Seun, Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Aldien, shalom. Bye.